Vriende, gaan vra dat u net so sal sit, dan kan u hoof buig, dan gaan ons net saam bid. Ons wonderlike hemelse Vader, ons sê vir u baie dankie, dat ons andermaal op 'n Sondagoggend by mekaar kan wees, in die naam bo alle name, die naam van die Heilige God, drie-enig, Vader, Seun en Heilige Gees. Baie dankie dat u 'n besondere belang het by u kinders, by u kerk, en dat u vir ons in u woord die belofte gee, waar 2 of meer in u naam vergader, daar is u in hulle midde. Ons weet dat u die alomteenwoordige God elke dag by ons is, of ons alleen is, of ons saamkom vir aanbidding, of ons in ons kar is, by die huis, by die werksplek. Maar Here, as ons die woord bestudeer, dan sien ons wanneer u kinders saamkom, as 'n gemeente, as ons saamkom vir aanbidding, as ons saamkom om lofprysinge te bring aan u wonderlike naam, dan het u 'n besondere belang daarby. En Here, is u seën en u genade ook ons deel. En daarom vra ons vanmôre, dat u deur u woord tot ons harte sal spreek. Ons vra vanmôre, Here, dat ons harte ontvanklik sal wees vir die waarheid van u woord, en dat ons eer sal bring op die naam van hierdie God, wat ons lief het, en vir ons ook sy seën gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Baie dankie dat u vir ons reisende genade geskenk het. Daar is mense wat van ver af kom, Here, daar is mense wat met vakansie was, wat vanmôre veilig terug is, duisende kilometers is afgelê, en ons dank u vir die reisende genade oor ons lidmate, oor ons besoekers, oor hulle wat vanmôre deel is van ons gemeente. Ons wil nie vanselfsprekend aanneem dat ons veilig hier aangekom het nie. Ons wil vanmôre u loof en prys vir u goedheid, u genade en guns oor ons. Dankie vir die groot mate van gesondheid wat ons kan beleef. Baie dankie vir die wyse waarop u vir ons sorg op tydelike gebied. Ons kan vanmôre net sê, loof die Here o my siel, en alles wat binne my is, loof sy heilige naam. Here, bo alles wil ons u dankie sê vir u woord. U woord geïnspireer deur u Heilige Gees. En die Bybel leer vir ons dat die opening van u woord gee wysheid. Dit maak die eenvoudiges verstandig. Vra ons, Here, dat u vanmôre ons harte sal voorberei, dat die saad van die woord daarop sal val, en vrug sal oplewer, 30, 60, ja 100voudig tot u eer. Here, baie dankie vir elkeen wat vanmôre hier is. Ons neem nie vanselfsprekend aan dat hy hier is nie. Ons wil vra, Here, as dit die eerste maal is, mag u dit vir hulle op 'n besondere manier aangenaam maak, in die sin, dat die waarheid van die woord hulle harte sal tref. En ag Here, vir ons wat al lang deel is van hierdie gemeente, dat ons bidend sal wees, dat u sal werk van persoon tot persoon, sodat u Vader verheerlik sal word deur die Seun, in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk van God ons hemelse Vader, en ook van ons dierbare Here Jesus Christus, en dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees, hier by ons. Amen. Nou vriende, ek nooi jou om die woord van die Here saam met my oop te maak, by Genesis die eerste hoofstuk, Genesis die eerste hoofstuk, en ons gaan vanmôre so 'n bietjie saam lees, net hier die eerste 5 verse, en ons gaan vanmôre begin met 'n reeks uit die boek Genesis. U weet dat ons elke ander Sondag uit die boek Psalms met die reeks hanteer, en dan gaan ons dan ook die boek Genesis so hanteer. Ons gaan dit so afwissel, dat ons ook die waarhede so uit God se woord sal lees, sal leer, en dan ook ter harte sal neem. Nou, ons gaan begin praat oor die gedagte van fundamentele waarhede soos vervat in die boek Genesis. Nou, is belangrik om te weet, dat die boek Genesis die boek van die begin is. En luister vriende, as ons nie Genesis kan glo nie, dan gaan ons sukkel om die res van die Bybel te glo. Daar is baie mense wat sê, ons het nie nodig om te glo aan die boek Genesis en aan die skepingsverhaal en aan al die dinge wat God in sy woord vir ons opgeteken het nie. En my vraag gewoonlik aan hierdie mense is, nou wanneer gaan jy God se woord begin glo? By Genesis 5, by Genesis 8, by Exodus, en ek het nou die dag 'n man gehad wat vir my gesê het, ou Gerard, luister, ek lees nie meer die Ou Testament nie. Ek lees nou net die Nuwe Testament, want ons staan nou in 'n nuwe verbond met God, en die Ou Testament is uitgedateer, ons het nie nodig om die Ou Testament meer te lees. En ek gaan vir u vanmôre baie duidelik uit God se woord wys, dat die boek Genesis een van die belangrikste boeke in die Bybel is. Ek sien uit na hierdie reeks, en dis die begin van 'n nuwe jaar, begin van 'n nuwe reeks. Wees saam met my opgewonde, en kom ons berei ons harte voor om dan God se waarheid aan te hoor. Ons lees net die eerste 5 verse. Ons gaan vanmôre so oorsigtelik kyk na die gedagte, fundamentele waarhede soos vervat in die boek Genesis. Genesis 1 vers 1 sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreld vloed.
En die Gees van God het gesweef op die waters. En God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Toe sien God dat die lig goed was. En God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis. En God het die lig dag genoem, en die duisternis het hy nag genoem. En het was aand, en het was môre, die eerste dag. Ons gaan net tot sover saam lees, en ons bid dat die Here ook hierdie groot waarheid sal seën in ons harte. Ons gaan later in die reeks bietjie kyk na sekere van hierdie skepingsdae. Ons gaan bietjie kyk na die evolusieleer gedagte van, is dit 'n wetenskap wat bewys is? Kan ons God se woord glo? Is albei geloofsoortuigings God se woord teenoor die evolusieleer? En ons gaan so 'n bietjie kyk in die reeks wat volg na hierdie groot waarhede. Maar vanmôre se teks van oordenking, eenvoudig die aankondiging en die gedagte van in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Ons tema vanmôre dan is fundamentele waarhede soos vervat in die boek Genesis. Die gedagte is vanmôre dan fundamentele waarhede soos vervat in die boek Genesis. Nou my voorbereiding hierdie week, vriende, het ek by myself gedink, wat sal ons in die begin van die nuwe jaar met u deel? Ons elkeen hoor boodskappe van tyd tot tyd, dis die oordenkings wat in die week volg, maandag tot vrydag. Ons begin weer maandag met ons oordenkings uit die boek Spreuke, Spreuke 25, en ons gaan vers vir vers verder deur die boek Spreuke werk, soos u nou al reeds weet. En dikwels vra jy vir jouself die vraag, nou wat gaan ek vir my gemeente leer? Dinge wat hulle miskien nie weet nie, of waarvan hulle nie seker is nie, en baie predikante kom met slim gedagtes, en dan baie geestelike gedagtes na vore deur te sê, God het vir my gesê in hierdie week, om vir julle te kom sê, en as hy dan verder praat, raak hy goed kwyt, wat glad nie uit die skrif kom nie, en dikwels teenstrydig is met die skrif, en dikwels maar net sensasie opwek. Nou vriende, die een ding wat die Here my kom leer het, is sy woord is getrou. Sy woord is onuitputlik. Dis soos 'n goudmyn, en jy kan bly myn, en jy sal elke keer groter en meer kosbaarder skatte kry uit hierdie goudmyn van God se woord. Daarom gaan ons op praktiese manier vir u vanmôre so 'n bietjie illustreer uit God se woord, hoe kosbaar sy woord is, en waarom ons dan met hierdie reeks gaan begin, uit die boek Genesis. En ek gee hier raai, waar gaan ons eindig? By Openbaring. 66 boeke in die Bybel. En ek het gedink soos u dink vanmôre, want u sien, eendag vra 'n man my, hy sê vir my, Gerard, sal jy 'n bees alleen kan opeet? Ek sê vir my, jy laf, kyk hoe lyk ek is nie so groot nie. Hy sê, ek kan. En hy sê, ek eet dit styk vir styk. En toe hy dit vir my klaar gesê, toe dink ek myself, baie slim man hierdie. En dis dieselfde met God se woord. Baie keer word ons oorweldig met al die inligting. Ons sien 66 boeke in die Bybel, ons sien hierdie magte om inligting, en ons dink by onsself, hoe sal ons ooit deur die Bybel kan kom? Hoe sal ons 'n beter verstaan van God se woord hê? En ek wil u sê, ons gaan styk vir styk eet. Hoofstuk vir hoofstuk. Ons gaan sien hoe God se woord ook vir ons geestelike voedsel is, sodat ons geestelik sterk kan word, en ons lewens kan inrig om die Here, die skepper van hemel en aarde, te verheerlik, en dan ook eendag voor hom te kan staan, om die mooi so by hom te kry. Nou vriende, ons gaan hierdie reeks begin met die vertrekpunt dat God se woord die waarheid is. Nou, as u vanmôre miskien nog twyfel oor God se woord, is u baie welkom om te luister na die reekse wat ek gebring het oor die juistheid van God se woord. U sal onthou, ons het bietjie gekyk na die interne getuienis van God se woord, die argeologiese bewyse, die wetlike bewyse, die wetenskaplike korreksie van God se woord, en al die gepaardgaande dinge. En u sal onthou, ek het vir u gesê in hierdie reeks wat ons gebring het, oor die juistheid en die waarheid en die akkuraatheid van God se woord, dat die Bybel is waar, want dit is 'n betroubare versameling van historiese dokumente, geskryf deur ooggetuies gedurende die tyd van ander ooggetuies, wat skryf van bonatuurlike gebeure wat plaasgevind het, ter vervulling van spesifieke Bybelse profesieë, en aanspraak maak daarop dat hulle geskrifte van goddelike oorsprong is, in plaas van menslik. Jy sal onthou, ek het vir u gesê, dit is geskryf deur 40 verskillende skrywers, oor 'n tydperk van 1500 jaar, van 3 kontinente, Afrika, Europa en Asië, in 3 tale, Hebreeus, Grieks en Aramees. Daar is 66 volumes, of boeke in die Bybel, honderde verskillende onderwerpe, luister, met geen weersprekings, al het die meeste mekaar nooit gesien, of geken nie. Dis nou die skrywers van hierdie 66 volumes. Baie belangrik. Dit is die enigste geskrif ter wêreld, luister wat ek vir u sê, u kan dit self gaan ondersoek,
Dis die enigste geskrif ter wêreld wat deur elke vuurproef menslik moontlik gegaan het en soos goud tevoorskyn gekom het. Ek het hierdie reeks afgesluit oor die juistheid en waarheid van God se woord deur vir u te sê, as jy die Bybel nie wil glo nie, is dit nie omdat daar nie genoeg bewyse is nie, maar omdat jou en my hart dikwels in rebellie en opstand staan teenoor die Here, ons God, en dis maar eintlik die groot rede. U sal onthou die boeke wat ek vir u gesê het om te kan lees, dit is 'n paar boeke van honderde wat geskryf is. Die boek van Dr. Josh McDowell wat gesê het, The New Evidence That Demands a Verdict, baie interessant. Hy was 'n agnostikus, met ander woorde, hy het gesê God het hom nie self regtig openbaar nie, hy kan nie glo aan 'n God nie, en hy gaan toe uit met hierdie missie om te bewys dat daar nie 'n God is nie, en dat die woord nie die waarheid is nie, en hy kom tot bekering en hy skryf hierdie boek. En as u dink die Bybel is dik, moet u daardie boek lees. Dis so dik boek. Biblical Doctrine van Dr. John MacArthur, is 'n boek wat vir jou 'n bietjie meer oorsig gaan gee oor die Bybel, oor God, oor Christus, oor die Heilige Gees. U is baie welkom. Die man Lee Strobel, hy was 'n man wat gewerk het by 'n koerant daar in Amerika. Hy was 'n skrywer gewees vir hierdie koerant, pryse gewen oor sy goeie navorsingswerk wat hy gedoen het. En hy het by hierdie punt uitgekom toe sy vrou tot bekering kom om vir haar te bewys dat die Bybel 'n klomp snert is, dat die Christelike godsdienst nie die waarheid is nie. Hy het hierdie ondersoek van hom begin doen, tot bekering gekom, en hy skryf die boek The Case for the Christ and the Case for Faith. En vriende, luister, die groot ding vanmôre is nie dat daar nie bewyse is dat God se woord die waarheid is nie, maar dat mense se harte in rebellie teenoor God is. En waarom? Want mense het sonde lief. Luister, as ons sonde gehaat het, was die wêreld nie so in chaos gehul nie. Sonde is vir mense lekker en aangenaam, en die duiwel bied sonde aan in hierdie rooskleurige prentjie, en wanneer sonde ons lewens begin infekteer, kom ons agter hoe verwoestend sonde is. Daarom weet ons dat die egskeidingssyfer oor die 50% is, van eerste huwelike, tweede huwelike oor die 70%, en by derde huwelike amper 100%. Waarom? Want sonde bied vir jou iets wat hy nie kan gee nie. Die sonde beloof vir jou son, maan en sterre, en jy kry eintlik maar net hierdie hartseer gevolge. Daarom moet ons vanmôre by die boek van die begin stil staan, om vir u te wys dat God se woord die bron van waarheid is, wat stikkende siele heel kan maak, sondige mense red, ons lewens verander, en vir ons hoop gee vir die toekoms. Nou vriende, sommige van die boodskappe wat ek gaan bring, en van die reekse wat ek gaan hou uit die boeke in die Bybel, gaan langer wees, ander korter. U sal sien dat die boek Genesis het redelike lywige gedagtes en gedeeltes in, en ons gaan so 'n bietjie deur hierdie 50 hoofstukke dan werk. Die vraag is vanmôre, en u kan miskien daar by jouself sit en dink, waarom gaan ons dit doen? Waarom gaan ons deur die boek Genesis werk? Waarom gaan ons deur die ander boeke in die Bybel werk? Ek dink, vriende, die groot rede is dat mense dikwels die vraag vra, waarom is die spesifieke boek in die Bybel dan opgeteken? Het u al die vraag gevra? Van alles in die boek Levitikus lees, dan dink jy by jouself nou vir wat sal ek nou wil lees van offers, en dis die brandoffer en die spysoffer en die sonoffer, en dis sekere rituele wat uitgevoer moes word, en waarom is dit nodig vir my? Ons gaan bietjie kyk daarna. Waarom is elke boek in die Bybel opgeteken? Waarom is daar net 66 kanonieke of geïnspireerde boeke in die Bybel? Ons gaan daarna kyk. Ons gaan bietjie by die vraag stil staan, wat beteken die boek vir my vandag? Daar is baie mense wat die Bybel lees en hulle praat nooit oor die Bybel nie, en baie keer staan hulle so stil by die geskiedenis van die gedeelte, dat hulle nie uitkom by die toepassing vir ons van vandag nie. Daarom gaan ons bietjie kyk, wat beteken die boek vir my vandag? Ons gaan kyk oor na gedagtes so, waarom moet ek die Ou Testament en selfs die Bybel lees as ek kerk toe kom? Mense vra my, ek vra eendag saam met 'n man golf, en ek wil vir jy sê, jy moet nie ou wat swak golf speel kwaad maak nie. Dit kan jou miskien duur te staan kom, en ek en hy speel golf, en hy begin met my redeneer en argumenteer oor iets, want hy was in die gemeente gewees, die Sondag, en ons kom by die spesifieke gedagte uit, en hy sê my, Gerard, waarom maak jy so baie van die Bybel? Ek kom ons kerk toe, hoekom moet ek nog die Bybel lees? En ek dink by myself, wat 'n wonderlike geleentheid om nou om 'n antwoord te gee. As jou vrou vir jou 'n brief skryf, of 'n boodskap stuur, gaan jy dit lees? Natuurlik, veral as jy getroud is vir langer as 3 weke. Jy gaan weet as jy hom nie lees nie, en jy gaan nie antwoord nie, gaan daar moeilikheid wees. En dieselfde met God se woord. Hy is God, en as hy vir ons 'n brief skryf, dan moet ons dit lees, anders dan gaan ons eendag verantwoording doen voor hom, die heilige God. Daarom, waarom moet ek die Bybel, die Ou Testament en die Nuwe Testament lees, al kom ek kerk toe?
Want u sal sien, dit is God se opdrag vir ons. Mense vra my die vraag, wat is so besonders aan verhale van mense en gebeure van duisende jare gelede? En dan redeneer hulle as volg, hulle sê, ons verstaan tog byna nie die helfte van hulle gebruikes en gewoontes nie. En so kom die vraag een na die ander in die afgelope 27 jaar na my kant toe. Daarom gaan ek poog, vriende, om die antwoorde vir u te gee, want my antwoord is eenvoudig dit. Vir die kind van die Here is die Bybel nie net 'n samestelling van verhale van duisende jare gelede nie, maar die Bybel is die enige, ewige, ware woord van God. Die Bybel is nie gelykstaande aan die Koran, of die boek van Mormon, of die wyshede van mense nie. God se woord staan skop en skouers uit, bo elke leerstelling, bo elke boek wat mense geskryf het, want die Bybel is God se woord. Vriende, as God vanuit die ewigheid verklaar het, dat hy die hele skrif ingegee het, dan wil ek graag moeite doen, om dit beter te verstaan, en dan ook toe te pas in my lewe. Die vraag, waarom gaan ons hierdie reeks hanteer en deur die boeke van die Bybel so oorsigtelik werk? Ons lees die Bybel, want daarin sien ons die progressiewe openbaring van God aan die mens. Dit begin by die skepping, wat sal eindig by die nuwe hemel en by die nuwe aarde. As ons nie die 66 boeke gehad het nie, sou ons nie verstaan het waar alles begin het nie, en ons sou ook nie geweet het waar alles eendag gaan eindig nie. Vriende, dit wat tussenin gebeur, Genesis, tot en met Openbaring, en dit wat gebeur die afgelope 2000 plus jaar nadat Jesus aan die kruis gesterf het en opgestaan het uit die dood, dit wat tussenin gebeur is vir elke mens van kardinale belang, ten einde reg te leef, om reg te kan sterf, om met vrymoedigheid rekenskap te gaan gee van sy en haar lewe. So daarom gaan ons deur hierdie reekse werk, en ek glo dat u opgewonde sal wees, en dat u saam met my die opgewondenheid sal deel. Nou die vraag is, wat gaan ons poog om by elke boek te hanteer? Eerste plek, wie is die skrywer? Daar's baie debat oor wie is die skrywer van sekere van die Bybelboeke, ons gaan daarna kyk. Die hooftema of gebeurtenis is vervat in die boek, die hoofkarakters, waar Jesus in die boek na vore kom, baie interessant, Jesus kom in elke boek van die Bybel na vore, al 66 van hulle, en ons gaan vir u wys, hoe Christus dan die goue draad is, wat van Genesis deurloop tot by die boek Openbaring. En ons gaan ook kyk na die gedagte, die boodskap daarin vir ons vandag. Wat is meer belangrik as om te sien wat God sê, en wat dit vir ons vandag beteken? Ek weet, baie keer praat hulle van, by die universiteit praat die lektore so hoog, dat as die studente uitstap, weet hulle niks. Daarom is die slaagsyfer baie keer so laag. En dis die belangrikheid ook van die erediens, is nie om vir u klomp tegniese dinge deur te gee nie, maar die skrif vir u te verklaar, toe te pas, sodat u en ek kan weet, wat die Here dan ook van ons vra. Nou vriende, net so kort oorsigtelike gedagte, die Bybel bestaan uit 66 boeke, soos u nou al reeds gehoor het, daar's 39 in die Ou Testament, en hoeveel in die Nuwe Testament? Iemand is slim met wiskunde, 27, ok, die woordjie testament beteken, 'n verbond of ooreenkoms of verdrag, wat gesluit word. Dit kan wees tussen mens en mens, of tussen God en die mens. Ek onthou toe ons kinders was, as jy nou 'n paar vriende gehad het, en jy het nou so tipe van, so strompiese boksombende, jy het nou so iets begin, daai tyd toe ons jonk was dit ingewees, dan het jy so gespoeg in jou hand, en hy spoeg in sy hand, en jy groet mekaar. Dis nou die ooreenkoms wat jy sluit, dis ietsie wat jy deel met die ander ou. Nou, moet dit glad nie doen vandag nie, jy weet mos, dit is nie goed nie, en dit is nie gesond nie. Ons ouer mense, ons het alles oorleef, glo dit of nie. Dis die nuwe kinders en die jong geslag waaroor ou bekommerd is. Maar die hele gedagte is amper so 'n verbond of 'n ooreenkoms wat ons met mekaar sluit. Nou as ons kyk na die ou verbond, dan sien ons dis God wat 'n verbond sluit met mense. En uit hierdie verbond van hom gesluit deur die storting van bloed in die Ou Testament, onskuldige diere wat geslag is, in die Nuwe Testament sy seun wat gekom het om dan ook aan die kruis te sterf as die finale offer. Daarom, die verbond is dan die ooreenkoms of verdrag, of belofte, of hierdie genade wat God aan ons kom skenk. Die Ou Testament, vriende, is God se verbond wat hy met Abraham en sy volk Israel by die berg Sinai gesluit het. Onder die verbond het die Here met hulle gehandel volgens sy wette, wat hy by Sinai aan hulle gegee het. Soos ons as jong seuns 'n bende begin het, was daar sekere reëls. Daar was altyd 'n leier, daar was altyd 'n onderleier, daar was altyd reëls. Jy kon nie maak wat jy wil nie. En dis die belangrikheid, God sê in sy woord, ek sluit met die mense verbond,
Jy kan nie maak wat jy wil nie, daar is sekere reëls, ek is die leier, ek is God, en buiten my is daar geen ander nie. Dis die vertrekpunt van die verstaan van die Bybel, God is heilig, ons is sy skepsele, en ons onderwerp ons aan sy heerlikheid. Die Nuwe Testament of die Nuwe Verbond word gesluit onder die genade op grond van die soenverdienste van Jesus aan die kruis. Ons gaan bietjie daarna kyk, ons praat ook van die genadeverbond, waar Christus aan die vervulling is van die beloftes in die Ou Testament, en dat hy ook die een is wat gesê het, hy gaan kom om ons te kom haal. Die Nuwe Testament of Nuwe Verbond gaan oor die beloofde Messias wat in die Ou Testament voorspel is. Ons gaan bietjie daarna kyk hoe hy voorspel is, sy koms voorspel is, hoe dit in die Nuwe Testament, hoe hy mens kom word het, en deur sy soendood aan die kruis, kan ons nou verlossings van sonde en vrede met God ontvang. Johannes 1 vers 16 sê, en uit sy volheid het ons almal ontvang, Ou Testament, Nuwe Testament, hierdie mense vanmôre wat leef in hierdie land Suid-Afrika, mense in die wêreld en ook u wat hier sit. Uit God se volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade. Want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Sê gou vir my, ons het baie lekker reën gehad die afgelope paar dae. Het dit net oor die geredde mense gereën? Die Bybel sê God laat reën oor die regverdige en die onregverdige. Hierdie genadige God kom sluit ook hierdie genadeverbond met die mens. En die Bybel sê vir ons dat hy ook sy genade oor die mens uitstort. Ons beleef dit en ons sien dit elke dag. Nou vriende, net so ietsie oor die Ou Testament wat vir my baie belangrik is, wat ek moet uitlig. Baie mense dink dat die Ou Testament is nie so belangrik nie. Dit is so 'n bietjie uitgedateer. Ek het u vertel van daardie man wat my gebel het om my te sê, Gerard, ek lees nie meer die Ou Testament nie, want ek lewe nou onder die genadeverbond. Ek wil vanmôre vir u sê, ek hoop u het al deur die Ou Testament gelees. Ek hoop u het al die moeite gedoen om deur die Bybel te lees, want dit is God se brief aan ons. En baie belangrik, die Ou Testament was die enigste Bybel wat Jesus, die apostels en die Nuwe Testamentiese kerk gehad het. Jesus het net die Ou Testament gehad. Daar was nie 'n ander Bybel beskikbaar nie. U sal onthou van die laaste boek in die Ou Testament. Wie kan vir my sê? Wat is die boek se naam? Maleagi. Tot en met Matteus. Hoeveel jaar het verbygegaan? 400 jaar. Waar die volk net die Ou Testament gehad het. Toe Jesus gebore word uit die maagd Maria, het hy net die Ou Testament gehad. En hierdie Ou Testament was die waarhede wat die Here dan ook geleer het. En die Bybel sê vir ons in Lukas 24, dat toe hy met die Emmausgangers oor sy opstanding deel, het hy vir hulle verklaar uit die Ou Testament, dat hy die Messias is. Ons gaan bietjie daarna kyk. So moenie die Ou Testament weggooi nie. Ou Testament is 'n baie belangrike deel van ons verstaan van die Christelike godsdiens. Baie belangrik, vriende, die Ou Testament lê die fondasie vir ons geloof. Nou wie van u kan die fondasie vanmôre van hierdie plek sien? Nie een van ons nie. Maar tog rus hierdie hele konstruksie op die fondasie. Ons sien nie die fondasie nie, maar hierdie konstruksie word aan mekaar gehou, die mure staan regop omdat die fondasie reg gelê is. Baie mense sê man, Christelike godsdienst is nie vir my nie, want hulle het nie reg begin nie. Ons begin nie by raak my, smaak my, roer my nie aan nie. Jy mag nie en jy moet nie. Dit gaan oor, ken jy Christus en ken hy jou? Daarom die Ou Testament lê die fondasie vir ons geloof. Dink hieraan. Ons sou geen kennis van die ontstaan van die wêreld, die mens, sonde, die volk Israel en God se plan met die mens gehad het, was dit nie vir die Ou Testament nie. Dr. Warren Wiersbe beskryf, hy het ver oor 150, 160 boeke geskryf, 'n baie briljante teoloog gewees. Hy sê elke Nuwe Testamentiese leerstelling kan teruggevoer word na Ou Testamentiese geskiedenis. 'n Goeie begrip van die Ou Testamentiese rekord is nodig en ek wil sê noodsaaklik as ons die Nuwe Testament korrek wil interpreteer. Jy moet eers bietjie weet wat aangaan in die Ou Testament voor jy al die verduidelikings in die Nuwe Testament kan verstaan. Daarom begin ons by die begin van 2025 met die boek Genesis, dat ons kan verstaan waar alles vandaan kom, waarheen alles op pad is en hoe wonderlik Christus vir ons het gegee het. Nog 'n belangrike saak is die Ou Testament berei die weg voor vir die koms van Jesus. Reg deur die Ou Testament, soos ons sal sien, kom Jesus na vore, Lukas 24:27, en hy het begin van Moses en al die profete, dis nou Jesus, wat met die Emmausgangers praat.
Hy het begin van Moses en al die profete af, en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. Ek vra u vanmôre weer, het u al deur die Ou Testament gelees? Jy mis baie, want daarin word God geopenbaar, en die koms van sy seun voorspel, en sien ons ook God se handelinge met sy volk. Nog 'n rede waarom ons die Ou Testament moet lees, in besonder ook by die begin, die boek Genesis. Die Ou Testament dien as illustrasie ten opsigte van simbole en tipes. Ons weet byvoorbeeld, as ons die Ou Testament lees, dat ons in die Nuwe Testament sekere dinge beter verstaan. Elke Nuwe Testamentiese waarheid het 'n Ou Testamentiese simbool of tipe. Byvoorbeeld, in die Ou Testament moes hulle 'n paaslam geslag het, en die Bybel sê vir ons, dis 'n beeld van Jesus. Johannes 1:29 sê Johannes, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld sal wegneem. Nog 'n gedagte, dit dien as 'n voorbeeld en 'n waarskuwing. Luister wat staan hier. Ek hoor dikwels ouens sê vir my, dan het hy nou, weet, so bietjie sy vrou verneek, of die vrou het haar man verneek, of hy het verval in dronkenskap, of iets, dan sê hulle, maar ou Noag het dronk geword, man. Hy het lekker diep in die bottel gekyk. Of Dawid, hy kon nie sy oë van 'n ander vrou afhou nie. Dan sê ek dikwels vir hulle, moenie die Bybel uit konteks neem nie. Hoor wat sê Jesus self oor die Ou Testament. Want Paulus skryf aan die gemeente onder leiding van die Heilige Gees, in 1 Korintiërs 10 vers 11, en hy verwys na die Ou Testamentiese gebeure binne die konteks wat hy skryf. Hy sê, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Vriende, ek wil vir u vra, as u net hierdie gedagte huis toe neem, het ek my doel bereik vanmôre. U en ek wat vanmôre hier sit, sal 'n baie groter rekenskap voor God eendag gee, as die mense in die Ou Testament, en selfs die mense in Jesus se tyd. Waarom sê ek so? Want ons het die hele Bybel. Ons het al 66 boeke. Ons het genade om te sit in 'n kerk sonder om vervolg te word. En as ons sterf sonder Christus, sal ons oordeel soveel groter wees. Glo my. Ek kom met baie mense in aanraking, en ek onthou 'n oomie wat vir my so tyd terug sê, man luister, waar is jou God? Wys hom vir my. Praat met hom uit die woord, ek deel met hom uit die woord. Ek is 'n wetenskaplike, sê hy. Bewys vir my wetenskaplik, en sis en hierdie kant toe so, en ons praat. En ek sê vir hom die dag, ek sê, oom, ek hoop jy gaan hierdie selfe bravade hê, as jy sterf en jy staan voor God. En 'n paar weke later is hy dood. En ek dink by myself, as hy vanmôre hier kon staan en 'n getuienis aan hierdie gemeente kon gee, sal hy vir u gesê het, soos ek vanmôre vir u sê, uit God se ewige onfeilbare woord, maak jou klaar om God te ontmoet. God het homself geopenbaar uit sy woord, beginnende by Genesis, eindig by Openbaring, en ons as mense het 'n verantwoordelikheid om deur die blaaie van die Bybel te lees. En nou sien ek as nog 'n tydjie oor, ek gaan net vinnig met u so 'n gedagte oor Genesis hanteer. Waarom is Genesis belangrik? Dit is die boek waar alles wat ons vandag ken en beleef begin het. Ons lees hier die eerste keer van God, die skepping, van alles insluitende mense en diere. Moenie glo wat die skool jou leer, dat jy uit niks, uit hierdie eensellige organisme oor miljoene jare ontstaan het en die mense wat jy vandag is nie. Dis nie 'n wetenskaplik bewyste feit nie. Ek wil my nie self vooruit hardloop nie. Ek gaan vir u uit die skrif dit wys. En baie wetenskaplikes is besig om weg te beweeg van die evolusie leer, want hulle sê dis 'n klomp snert wat uitgedink is deur 'n man met die naam van Charles Darwin, eintlik so 'n bietjie voor hom al. Ons gaan bietjie daarna kyk, dat die evolusie eintlik maar 'n geloofsoortuiging is. Jy glo of dat jy oor miljoene jare uit niks ontstaan het nie, of jy glo dat God jou geskaap het. En ek wil vir julle sê, dis die beste plek om te begin. God het jou kunstig geweef in jou moederskoot. Daarom staan hierdie gemeente aborsies te. Daarom staan ons teen dit wat die regering in ons land toelaat, dat vrouens kinders vermoor in die moederskoot en dokters dan ook hierdie prosedure uitvoer. Hoe hartseer dat ons God se skepping vernietig, omdat ons as mens dink dat ons eindelik van niks afkomstig is nie. Bybel sê God het ons kunstig geweef in die moederskoot. Ons vind die eerste huwelik. En nou dink die mans, as ons net nie daarvan gelees het nie. En ander man spring op en sê, ek is so bly daaroor. Weet nie watter man jy vanmôre is nie. Maar dit is belangrik dat ons al sien, die eerste huwelik vind ons in die boek Genesis. Ons vind ook hoe sonde deel van ons geword het. Ons sien die bose. Ons sien die volk Israel en
Daarom staan die boek ook bekend as die boek van die begin. Die begin van alles. En ons gaan nou 'n bietjie verder kyk daarna. Die boek vorm deel van die Pentateeg, wat die eerste 5 boeke van die Ou Testament insluit, soos deur Moses geskrywe. Dit staan ook bekend as die Torah. Dis ook hoe dit genoem word. So as jy nou môre by die skool kom, dan vra jy vir een van die laities daar, weet jy wat die Pentateeg is? En as hy vir jou sê, nee, waar het jy aan daai woord gekom, maar verduidelik jy hom? Dan klink dit en lyk dit of jy slim is. Ek probeer ook so af en toe slim lyk, dis hoekom ek vir u die name deurgee. Maar dis die eerste 5 boeke van die Bybel wat Moses geskryf het. Moses het hierdie waarhede eers lank na dit gebeur het opgeteken, maar ons weet, luister, onderstreep dit in die hart, ons weet dit was nie versinsels nie, met ander woorde, hy het dit nie uit sy duim gesuig nie, juis omdat die Here Jesus self na Genesis verwys het en die outeurskap aan Moses toeskryf. Met ander woorde, toe Jesus op aarde was, toe sê hy, Moses het die boek Genesis geskryf, en kom ek lees gou vir u, wat sê die Here Jesus daar in Johannes 5, vers 45 tot 47. Moet nie dink dat ek julle by die Vader sal beskuldig nie. Jesus praat nou met die Fariseërs, met die kerkleiers. Hy sê, moet nie dink dat ek julle by die Vader sal beskuldig nie. Daar is een wat julle beskuldig. Moses op wie julle gehoop het. Die kerklei van daardie tyd het gesê dat Moses is hulle leier, Abraham is hulle vader, en hulle glo alles wat Abraham en Moses geskryf het, en geglo het. Jesus sê, maar as julle Moses geglo het, sou julle my glo, want hy het van my geskrywe. En as julle sy geskrifte nie glo nie, hoe sal julle my woorde glo? Jesus praat ook later van die begin, waar man en vrou geskape is. Klomp verwysings wat ons later sal hanteer. Maar hierdie boek Genesis deur Moses geskrywe, Jesus verwys terug daarna, dat hy ook die outeur daarvan is. Bybel leer vir ons dat die Heilige Gees het Moses en die ander skrywers geïnspireer. 2 Petrus 1 vers 19 tot 21, daar staan, en ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee, soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte, terwyl julle veral moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek. Hoe presies dit gewerk het, weet ons nie, maar ons weet dat die Here elkeen sy persoonlikheid gebruik het, elkeen sy skryfstyl gebruik het, om sy woorde aan ons te kommunikeer. En hoor dit staan nie so. Dis soos 'n lamp wat skyn in 'n donker plek. Nou as jy nie aand opstaan, om water te gaan drink, of wat ook al te doen, en daar is nie 'n lig aan nie, hoeveel van u het al in iets vasgeloop? Almal gaan so hand opsteek, want ons voel te skaam. As jy so half, by die kerk aankom, en jy so half krippel, en hulle vra jou, wat het gebeur? Ag nee, het was 'n ongeluk gewees. Maar jy vertel nie, jy het gisterand in iets vasgeloop, want het was donker nie. Maar as dit donker is, en jy moet tas in die donker, en jy sit 'n lig aan, die lig is klein in vergelyking met die vertrek, maar dit verlig die pad, en jy weet waarom jou volgende voetstap te sit. Ek wil vanmôre vir u sê, as jou lewe in duisternis is, as jou lewe vanmôre vasgevang is in sonde, as jy vanmôre in die donker rondtas in jou geestelike lewe, Christus is die lig. Hy is die lig wat gekom het om ons sonde te vergewe, om die duisternis van sonde op te klaar, en vir ons 'n lewe te gee. Die Bybel sê 'n lewe van geestelike oorvloed. Belangrik om te sien, vriende, dat die boek Genesis bestaan uit 50 hoofstukke. In die Hebreëse taal was dit een vertelling van gebeure. Later is dit deur vertalers ingedeel. Daar is hoofstukke, daar is opskrifte, daar is perikope, so verskillende indelings wat gemaak is van hierdie boek Genesis. Maar daar was 50 hoofstukke, was een lang verhaal wat geskryf was oor sekere gebeure. Hoofstuk 1 vers 11 of hoofstuk 1 tot 11 handel oor die mens in die algemeen, die skepping, die sondeval, die vloed en die gevolge van sonde ensovoorts. Die res van Genesis, hoofstuk 12 tot 50 handel oor God se volk Israel. Dit handel oor Abraham, Isak, Jakob en Josef. Dis waaroor die boek Genesis gaan. Genesis is nie, baie belangrik, dis nie 'n volledige vertelling van elke gebeurtenis en persoon se lewe nie. Hier is net genoeg inligting, sodat ons kan sien hoe hierdie wêreld en volk Israel ontstaan het, asook God se beloftes en handelinge met hulle, en ook later met ons.
So dis nie 'n detail vertelling van hierdie ou is gebore daar, en weet, hy het soveel geweeg, en weet, sy tone was so lank, en hy het gesmaal toe hy gebore is, en sy pa en sy ma was bly toe hulle hom gesien het, en al die dingetjies wat ons baie keer as detail sien nie. Dis 'n kortbondige vertelling, wat ons redelike baie inligting gee oor die skepping, God se volk, en die dinge wat dan volg. Vriende, ons gaan kyk na 'n paar uitstaande gebeure in die boek, en hoe dit op ons van toepassing is. Die eerste is die aankondiging, en hiermee gaan ek afsluit. Die eerste is die aankondiging. Voor u benoud raak en dink, hy kom nou eens by die aankondiging uit, en ons wil al by die afsluiting wees. So wees rustig, die aankondiging is die afsluiting. Dit werk by ons bietjie anders te om. Maar Genesis 1 vers 1 sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. So Moses maak hier 'n baie belangrike stelling, ons kan amper sê 'n aankondiging, en hy sê, in die begin het God. Dis wat hy sê, dis die aankondiging wat hy maak, baie belangrik. Nou vriende, die vraag kom by mense, en die oomie wat my gevra het, ek vertel het, wat gesterf het 'n paar weke nadat hy my gevra het, oor waar is God, wys my jou God, wie is hy, en al die dinge. Die vraag wat mense vra is, nou, wanneer was die begin? Waar het alles begin? Waar kom God vandaan? Wie is hy? Wie het hom geskape? U sal onthou, ek het in een van die oordenkings bietjie daaroor gepraat. En as ons die vraag vra, waar kom God vandaan? Wie het hom geskape? Dan is dit amper soos om te vra, hoe ruik die kleur blou? Hoe ruik blou? Nie 'n blou oog nie, né? Maar 'n blou. Eenvoudig vriende, blou is nie in die kategorie van dinge wat reuk aanbetref nie. Daarom is die vraag, waar kom God vandaan, wie het hom geskape, in 'n kategorie wat my en jou gedagte nie kan verstaan nie. Die Bybel maak die aankondiging, in die begin het God. Jy glo dit, of jy glo dit nie. En nou sê mense vir my, dis baie moeilik om te glo. Wie van julle het al gehoor, wie van julle het al gesê? Ek sukkel maar om te glo. Baie interessant is, ons sien nie die radiogolwe nie. Maar ons luister radio. Hoe kom daai ou wat praat, daar in Pretoria of in die Kaap, hier by jou uit? Daar in jou kar, terwyl jy ry op die snelweg, en jy sien hoe die taksies almal van die pad afdruk, en te kere gaan, en jy raak so bietjie warm, hier onder die koller, né? Daar's radiogolwe, ons sien dit nie, maar tog luister ons radio. Baie belangrik, vriende, om te sien, dat geloof nie eintlik so geweldige ding is nie. As ons dink aan die wind, wie het van julle die wind al gesien? Niemand van ons het die wind al gesien nie. Ons sien die effek van die wind. Ek wil u vra, die lekker Coke wat jy gister gedrink het. Het jy gesien hoe hulle daai Coke in die bottel gegooi het? Was dit Coke gewees? Is daai Coke nie giftig nie? Is daar nie miskien een of ander fout wat in die fabriek gekom het, toe hulle die brood gemaak het, dat miskien gif ingeval? Toch maak jy die brood op en jy smeer lekker peanut butter en stroop op, soos my seun maak vir my 'n koppie koffie en hy eet te lekker daaraan. Luister, is alles maniere van geloof, waar ons nie noodwendig dinge sien nie, maar ons glo dat hierdie ding so is. En wanneer dit kom by God, kan ons verstand nie hierdie God verklaar nie, want die Bybel sê vir ons eenvoudig, baie duidelik, dat God is die begin van alles. Jy glo dit, of jy glo dit nie. As jy dit nie glo nie, sê die Bybel, dan gaan 'n dag aanbreek, wanneer jou knie sal buig, en jou tong sal bely, dat hy God is. Ek sê baie keer vir mense, ek het in my lewe nog nie Jan van Riebeeck gesien nie. Op die geld het ek hom gesien, maar ek het hom nog nie gegaan en vir hom sê, "Yes Jan, hoe gaan dit? Ek hoor is jou skuld dat al hierdie goed so verkeerd geloop het." Ek het hom nog nie gesien nie, maar ek lees in die geskiedenisboeke van hom. Selfde met God wat mens kom word uit Christus. Is 'n feit dat Christus op aarde was. Wie was Christus? Hy het God kom openbaar. God is die ewige. Die Bybel sê vir ons, hy is die begin van alles. Genesis is die vertelling van hoe die ewige God alles soos ons dit ken, uit niks geskaap het nie. Hy self het geen begin of einde nie. Hy is God. Daarom dien ons hom en nie hy vir ons nie. Daarom bring ons eer aan hom en nie hy eer aan ons nie. Daarom buig ons voor hom as die een wat vir ons lewe en asem en alles gee. Die Bybel probeer ons nooit oortuig dat God bestaan nie, maar wil eerder deur hierdie aankondiging aan ons die bestaande feit deurgee dat God is. Hy is die ewige en hy het vir redes
soos deur homself bepaal alles tot stand gebring, soos dit vandag is. Romeine 11:36 sê, want uit hom, en deur hom, en tot hom is alle dinge, syne is die heerlikheid tot in alle ewigheid. Ek glo vanmôre met my hele hart dat u hier is, omdat u antwoorde soek op vrae in u lewe. Dan wil ek vir u sê, die bron van waarheid is nie ek nie. Is nie my kerk nie. Is Christus. Sy woord, sy waarheid, beginnende by die boek Genesis. Ewig beteken, ons praat van Christus, ons praat van God drie enig as die ewige. Ewig beteken sonder begin en sonder einde. U moet nou verstaan wat ek sê, want u sien, daar is 'n duidelike toepassing op my en jou vanmôre, uit hierdie verstaan van ewig. Sonder begin en sonder einde, absoluut tydloos, onverganklik, vir altyd of altyd deur. Vriende, voordat enige iets was, is en was God alreeds gewees. Hy het van altyd af binne homself bestaan. Hy het nie die aarde, die mens of enige iemand of iets anders nodig om te bestaan nie. Deuteronomium 23:27, die gedagte van God is 'n ewige woning en onder ewige arms, en hy het die vyand voor jou uit verdryf en gesê, verdelg. Jesaja 57:15, die gedagte, want so sê die hoë en verhewene, wat in die ewigheid woon, heilig is sy naam. Psalm 90:2, van ewigheid tot ewigheid is u God. Jesaja 44:6, ek is die eerste en ek is die laaste, en buiten my is daar geen ander nie. Ek die Here, die eerste en die laaste, ek bly dieselfde. En ek gaan afsluit deur vir u die toepassing te maak. Vriende, wat is die toepassing wat ek vanmôre vir u wil maak? En dis die gedagte, God het ewigheid in my en jou siel geplaas. Luister, God het ewigheid in jou en my siel geplaas. Hy is die ewige, en hy het ewigheid in ons siele geplaas. En u kan miskien vir my vra nou, wat bedoel jy daarby? Wat beteken dit? Eenvoudig, vriende, u en ek het te begin, stem jy saam? Ons te begin, Gerard Bekes is gebore 23 April 1970, en ek was die vetste baba daai jaar in die hospitaal, so ek is van geboorte af oorgewig. Soos Yves wonder wat my probleem is, dis my probleem, ek is so gebore. Die hele gedagte is net, ek het te begin, jy te begin, maar luister nou mooi, en u moet vanmôre hierdie gedagte huis toe neem. Ons sal nooit weer ophou bestaan nie. Hierdie liggaam gaan sterwe, ja, hy word ouer, hy gaan sterwe. Maar Gerard Bekes, my siel, my menswees, dit wie ek werklik is, sal nooit ophou bestaan nie. Want die Bybel sê, dis die mens bestem om eenmaal te sterwe en daarna God se oordeel. So jy kan vanmôre glo wat jy wil, jy kan glo jy gaan terugkom, miskien as 'n hond of 'n kat of 'n koning, soos baie ouens glo. Jy kan glo jy gaan in 'n siele slaap gaan, en al die slaap wat jy gemis het op aarde, vang jy op as jy in die graf is. Jy kan glo dat daar 'n vage vuur gaan wees, waar jy vir 'n tyd lank deur 'n reinigingsproses gaan. Al wat ek vanmôre vir jou kan gee, is die waarheid. Dat ek en jy te begin, maar ons het nie 'n einde nie. Jy sal vir ewig bestaan, of in God se hemel, of in God se hel. Dis nie 'n bangmaak boodskap, wat mense uitgedink het, dis God se waarheid, want as ons by die boek Openbaring afsluit, sal ons sien dat die Here 'n ewige tuiste het vir die geredde, en 'n ewige tuiste vir die ongeredde. Daarom sê die Bybel vir ons in Prediker 12 vers 7, en die stof na die aarde terugkeer soos dit gewees het, en die gees na God terugkeer wat dit gegee het. Ek pleit by jou vanmôre dat jy saam met my deur die boek Genesis sal werk. Dat jy sal sien, in die begin het God geskaap, hy is die ewige. Hy het geen begin of einde nie. U en ek het 'n begin, maar ons sal nie 'n einde hê nie. God het ewigheid in ons siele geplaas. Ons gees sal eendag terugkeer na hom. En dan sal die laaste oordeel plaasvind, waar ons rekenskap voor die Here sal gee. Daarom sê die Here in Job 22 vers 21, sluit tog vriendskap met hom, sodat jy vrede kan hê. Daardeur sal die goeie dinge oor jou kom. Dis waar ek vanmôre wil afsluit, vriende. Ek wil vanmôre afsluit met hierdie groot waarheid. Die ewige God het hom bemoei met die mens. Die ewige God het van ewigheid af hom bemoei. Hy roep ons op tot bekering. Hy roep ons op tot sondebelydenis en sondevergifnis, wat hy alleen vir ons kan skenk.
Kom ons buig vanmôre voor hom, as ons skepper, as die een wat vir ons hierdie oplossing gegee het vir ons sonde, waarna ons volgende week sal kyk, die gedagte van sonde en waar dit vandaan kom, en hoe ons ook die Here dan kan verheerlik. Mag die Here ons groot genade gee, mag ons wysheid gee, baie inligting vanmôre vir u deurgegee, maar mag u dit verwerk, en mag u die Heilige Gees vra om vir u wysheid te gee, sodat u die Here kan dien, in gees en in waarheid. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vanmôre kan stil word voor u en u kan aanbid. Dankie vir die Bybelboek. Wonderbaar boek, sal sy blaaie deursoek, sal dit lees en gehoorsaam, dis 'n wonderbaar boek. Here, ons vra en ons pleit dat u vir ons genade sal skenk om in hierdie dag en in hierdie week wat voor lê, te dink oor ons lewe. Waar kom ek vandaan? Waarheen is ek op pad? Wat is my doel hier op aarde? Dat ek sal dink aan God en sy heiligheid en sy woord en sy waarheid. Dat ek sal dink oor my eie sonde en my ellende. Dat ek sal dink oor die gevolge van my sondige lewe. Dat ek die oplossing nie sal soek in myself of in een of ander teorie nie, maar in Christus, wat die weg, die waarheid en die lewe is. En die Bybel sê, niemand sal by God die Vader uitkom, behalwe deur hom nie. Help ons om deur die geloof te kyk, na die waarhede van u woord, en dat ons moed sal skep. Want u sê vir ons, kyk, ek kom gou, en my loon is by my om elkeen te vergeld, soos sy werk sal wees. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Kyk, ek maak alles nuut, sê u. Daarom kan ons verbly in u, dat ons nie 'n hopelose toekoms tegemoet gaan nie. Dat 2025 nie vir ons 'n swaarmoedige jaar gaan wees, en 'n jaar waarin ons eintlik deur al die hartseer en pyn moet werk nie. Dis 'n jaar van uitdagings, dis 'n jaar van soveel dinge wat gaan gebeur, maar saam met u. En u wat by ons is en in ons woon deur u Gees, sê die woord, is ons meer as oorwinnaars. Dankie Here dat u die sekerheid in ons siele gee, dat u met ons is, al die dae van ons lewe tot aan die volëinding van die wêreld. En mag ons seker maak dat ons u ken, en u ons ken, en dat ons wandel in hierdie verhouding saam met u. Ons bid hierdie ding in u naam, en ons bid dit met danksegging. Amen.